Amen. Hy het ook gevra dat ek asseblief die seëngroete sal oordra en ek het met pastoor Ewen gepraat alreeds. En jy sien die duiwel kom en hy wil by ons beroof. Want Dion sou vandag en môre by ons kom bedien het. Nou wil hy ons beroof en as ons hom dan gaan nooi, outomaties gaan ons hom nooi vir 'n Sondagoggend. Dan het ons een diens verloor. En ek sê vir pastoor Ewen, ons kan nie beroof word nie. Ons het nie nodig om 'n Pinkster te wees, om op 'n Saterdag ook diens te hou nie. Wanneer ons hom gaan ons hom kry vir 'n Saterdag en 'n Sondag. Die man kom ver, hy kom van Pietersburg af. We must make it count. So, hou aan bid vir hom en sy familie. Mag die Here hom seën. My boetie en sussie, Donderdag, Woensdag aand, toe Dion my bel en hy sê vir my, hy kan dit nie maak nie en ek bel vir pastoor Ewen en ek sê vir pastoor Ewen, ons het 'n probleem. Dit is wat die probleem is. Pastoor Ewen sê vir my, maar jy gaan dan Saterdag preek. En dit is 'n bietjie kort kennisgewing vir my, want jy weet, miskien vir ander pastore is dit baie makliker. Maar wanneer jy God vertrou vir 'n woord, partykeer kom 'n woord nie sommer net wanneer jy wil nie. Die Here het met my begin praat donderdag aand toe ek hierso kom. Toe doen pastoor Brendan my ook nie gunste nie. Toe praat hy oor die woord wat die Here my gegee het. Of waarmee die Here met my besig was. En ek het geworstel en ek het op 'n kol vir pastoor Ewen gesê, kyk, as ek nie Saterdag aand opdaag nie, jy moet jou maar self reghou. En jy weet, ek het gaan slaap. En dan word ek wakker deur die nag, dan is ek besig met 'n gedagte, dan is die Here besig met my. Die Here sê vir my, hy kan dieselfde woord vir 10 predikers gee en elke prediker gaan dit anderste aflewer. Toe die Here dit vir my sê, toe hou ek wat die Here my gegee het in die begin. Ek wil vandag gaan ek bietjie rondspring. But stay with me, we're going somewhere. En ek wil jou vandag vra, om waar af kom jou wind? Het jy 'n wind wat lewe bring? Of waantoe waai die wind jou? Van waar af kom jou wind? En ek wil hê ons moet lees in Jesegiel 37, kan ons die eerste 10 verse lees. Hy sê, die hand van die Here was op my. Die hand van die Here was op my en hy het met my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk. Daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewend word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op hulle lê en vlees oor hulle laat opkom.
en 'n vel oor hulle trek en gees in hulle gee sodat hulle lewendig kan word. En hulle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was senings op hulle. Daar het vlees opgekom en 'n vel is bo oor hulle getrek. Maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mense kind en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewend kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Die Here seën sy geleesde woord, dierbare Hemelvader. Here, ek bid, Vader, Here, dat U vanaand by een en elkeen sal stil staan. Here, en ek wil bid vanaand, Here, dat die Gees van God sal beweeg van sitplek tot sitplek. Here, en dat U elkeen van ons sal aanraak op 'n bonatuurlike wyse. In Jesus se naam. Ek loof en prys U daarvoor. Die volk van die Here sê amen. Prys die Here. My boetie en sussie, die eerste ding wat my opval in hierdie gedeelte is, waar hy begin, hy sê, die hand van die Here was op my. Wanneer laas het ek en jy, kon ek en jy gesê het, die hand van die Here is op my? Besef ons wat dit beteken om die hand van die Here op ons te hê. En jy kan nou maar kom en jy kan sê, ja maar, jy weet, jy praat van Jesegiel. Jesegiel was een van die groot profete in die Bybel. Hy was een van die groot profete in die Bybel. Dis reg. Maar Elia was ook 'n groot profeet in die Bybel, en Elia sê, ek is 'n mens nes julle. Hy sê, die Here het hom gevat na 'n laagte toe. Wie weet, waar is daai laagte? Weet iemand, waar is daai laagte? My broer en suster, toe ek hierdie stuk gelees het, toe ervaar ek dat die Here sê vir my, die laagte vandag is die kerk. Die kerk sit vandag vol dor bene. Mense kom kerk toe en hulle sit in die kerk en hulle gaan net so weer hier uit. Wat is die rede hoekom ek en jy kerk toe kom? Ons sit en ons is vasgevang in die banke van die kerk. Want ons het nie vuur in ons bene nie. Ons bene het dor geword. En as ons aangaan en ons lees, en dan kom hy en hy sê in vers 3, hy sê, praat die Here met hom, die Here sê, mensekind. Mensekind.
Is ons nie deel van daai woord nie? Is ons nie mense kind nie? Ons is geneig om te sê dat Jesegiel en Elisa en Elia en Dawid en Samson en Matteus, Markus, Lukas, Petrus, Paulus, hulle is almal sulke groot godsmanne gewees. Hulle was mense, kinders, soos ek en jy. Ek sê altyd, I'm nothing special, I'm only available for God's work. Ja, maar jy weet pastoor, ek is maar 'n ou skaam ouetjie. Jy kan nie skamer wees as wat ek was nie. Ek was so introvert dat ek het my hele skoolloopbaan deurgegaan, ek het nie eens 'n girl gehad nie. Want ek kon nie met ander mense praat nie. Maar jy weet die dag toe die Here my siel red en ek kry vuur in my dor bene, toe maak die Here my tong los. En ek kan onthou, die volgende dag ry ek en dan kom hier iemand by my verby en ek het miskien voor hom ingery en hy wys my tekens, dan wys ek hom trek af. Want normaalweg ek hom sou gewys het trek af, want ek wil hom iets aangedoen het, wil ek hom vertel van Jesus Christus, want ek het vuur in my bene gekry. My bene was nie meer dor nie. Die ding is hard, kan jy hom 'n bietjie sagter sê? Ek het vuur in my bene gekry. Dinge was krom en skeef, ek het nie die woord van God geken nie. Maar ek wou almal vertel het. Ek wou almal vertel het wat my oorgekom het. Maar jy sien, ons sit hierso in die kerk. En ons verwag die pastoor moet alles doen. My boetie en sussie, ons moet so vuur in ons bene kry, wanneer die pastoor hier voor staan en hy preek, en die Gees van God openbaar iets teenoor jou, dan moet ons so te kere gaan en so aangaan, dat die pastoor vir 5 minute moet gaan sit, sodat ons kan kalmeer. Want die vuur is in ons bene. Ons dor bene moet lewend word vir 'n lewendige Jesus Christus. Ons sit in die kerk en ons dink ons is op pad hemel toe. Ek wil jou nie skok nie. Maar as die wegraping plaasvind, gaan ons gelukkig wees as 'n kwart van ons hemel toe gaan. Hoor wat ek jou sê. Ons is gelukkig as 'n kwart van ons hemel toe gaan. Want ons sit hierso en ons dink ons is okay. Maar ons bene is so dor. Hy gaan aan, hy sê, wanneer hy gaan profeteer oor die bene, en hierdie bene kom by mekaar, dan sê hy, en hulle sal weet, dat ek die Here is. Nou as jy gaan kyk, in die boek van Jesegiel, staan daai sinnetjie, hulle sal weet, dat ek die Here is. 65 keer in die boek van Jesegiel opgeskryf. Weet jy vandag dat hy die Here is?
Jy sien, ons moet op die punt kom van wanneer ons by mekaar kom en ons is eensgesind onder die krag van die Here, dat daar 'n beroering in hierdie plek plaasvind. Dat ons sal opstaan en die Here sal loof en prys sonder om te kyk van na die horlosie. Waar was die dae gewees wat ons by 'n diens ingegaan het en een koortjie gesing het oor en oor en oor totdat die krag van die Here geval het? Waar was die tyd gewees wat ons 2 uur op 'n Sondagmiddag in 'n diens ingegaan het, dan kom ons 8 uur vanaand uit en voel dit soos 10 minute wat jy in die teenwoordigheid van die Here was. Maar ons kom kerk toe 9 uur. Stiptelik moet die diens begin. 10:30 wil ons al hier uit wees. Ons kan nie 11 uur en 12 uur nie eers te praat van 1 uur toe gaan nie. Nou die dag nooi ek iemand uit, ek het elke Vrydag aan 'n bidgroep daar by my huis. Ek nooi nou die dag 'n vriend van my uit, ek sê vir hom, kom bietjie Vrydag aan. Hy sê, ja, ek kan nie kom nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, ja, ek kan nie so lank bid nie. Ek kan nie so lank bid nie. Die woord van die Here sê vir ons, koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Wanneer laas het jy 3 uur, 2 uur in die oggend opgestaan en die aangesig van die Here gaan soek? Of sal ek eerder vra, het jy dit al gedoen? Wanneer ons by mekaar kom, moet daar 'n beroering in hierdie plek plaasvind. Die woord van die Here sê, Jesegiel het geprofeteer en hulle het by mekaar, die bene het by mekaar gekom, maar die woord sê, daar was nie gees in hulle nie, daar was nie asem in hulle nie. En uit 4 windrigtings het die gees gekom en in hulle ingeblaas. Dieselfde asem wat in Adam ingeblaas is. Dieselfde asem wat in Lazarus ingekom het toe hy in sy graf gelê het. Dieselfde asem wat in Jesus ingekom het toe Jesus opgestaan het uit die dode uit. Dieselfde asem is vandag in my en jou. Dieselfde asem. Die 4 windrigtings het die gees van God gekom. Sê die woord. En het die dooies lewend gemaak. Die dooie bene, die dor bene. Die woord sê dat 'n ontsaglike leer opgestaan. Ontsaglike army. Ek en jy is deel van God se army. Ek en jy is deel van God se army. Wanneer gaan ons bietjie opstaan vir ons God? Wanneer gaan ons opstaan en hom loof en prys? Of is dit net die worship team wat hom moet loof en prys? Wens pastoor sal my toelaat dat ek vra, steek bietjie jou hande op, wie het gebid voordat hulle vanaand diens toe gekom het? Ja, moenie jou hand opsteek nie.
Moenie jou hand opsteek nie. Ek sê, ek wens pastoor sal my toelaat om dit te doen, hy sal my nie toelaat. Want jy sien, ons kan nie in 'n verleentheid gestel word in die kerk. Want ons kan nie vir ons God in 'n verleentheid inkom nie. Ons het nou die aand hier gepraat, wanneer ek daarso by die racing is, dan is daar, alle mense is daar. En daar's baie karre daar. Dan kom die moslems, dan gooi hy sy sakkie daar tussen die karre uit. Dan sak hy daar tussen die karre. En hy doen sy ding, whatever hy doen. Maar ek en jy, ons kom in 'n verleentheid. As ons vir iemand 'n gebed in die publiek, ons kom in 'n verleentheid. Ons is skaam vir ons God. Wanneer gaan ons bietjie opstaan? En sê, Here, sit vuur in hierdie dorpbene. Blaas bietjie vuur in hierdie dorpbene van my in. Jy weet, toe Moses daar voor die brandende bos gestaan het, was hy dor. En ons gaan kyk bietjie na die lewe van Moses. Die Here het hom gespaar en hulle het hom in 'n busiemandjie gesit. En die dogter van Farao het hom gekry. En hy het in luxury groot geword in die paleis. Hy's nou nie iemand wat ons sou gesê het is van die previous disadvantage nie. Hy het in luxury groot geword. En hy staan daar voor die brandende bos en die Here roep na hom en hy sê, "No God, I'm not your man. I'm not your man, God." Want jy sien, Moses het in sy tyd, hy moord gepleeg. En hy het vrees gekry. En hy het weggevlug soos 'n lafaard. Na 'n vreemde land toe. Die woord van die Here sê, hy het 'n vrou getrou. Met 'n donker kleurige vel. Kobus, ek sê Moses nie, hè? Hy het 'n vrou getrou met 'n donker kleurige vel. En hy kon nie eers vir haar sorg nie, want hy het vir sy skoonpa gewerk. Hy moes sy skoonpa gesien het, hy het nog in 'n minderwaardigheidsding gelei. Hy moes sy skoonpa gesig gekyk het om sy familie te sorg. Sê, Here, ek kan nie. Jy moet iemand anders te soek, ek kan nie eens praat nie. Kan nie, Here. Hy was dor. Sy bene was dor. Ek kan nie voor 'n koning gaan staan nie. Ek het in sy paleis groot geword. Hoe moet ek voor hom gaan staan? Maar jy sien, toe Jesus hom gespaar het in die busiemandjie. Toe God hom gespaar het in die busiemandjie, as 'n baba seun, het God die potensiaal aan hom raak gesien. Wat hy in homself nie kon raak sien nie.
God het 'n potensiaal in my en jou raak gesien, wat ek en jy self nie raak sien nie. Toe ek op skool was, en jy vir my kom sê het, dat ek gaan eendag staan voor mense en preek. Sal ek jou gevra het, wat rook jy? Gee ook vir my van dit. Want daar's nie 'n manier wat ek dit sou glo nie. Because ek het nie die potensiaal in myself raak gesien nie. Maar jy sien, God deponeer 'n potensiaal in my en jou, wat ons nie raak sien nie. En daai potensiaal begin te ontwikkel, wanneer ons begin 'n vuur in ons bene kry, wanneer ons vuur in ons dorpbene kry, en begin opstaan en sê, Here, hier is ek meld aan vir diens. Gebruik my soos U wil. Eendag wanneer ons voor God gaan staan, gaan God 'n DVD vat. En hy gaan vir jou sê, my kind, kom ek wys jou wat die potensiaal was wat ek in jou gedeponeer het. Dan gaan jy kyk na dit wat die Here, die plan wat die Here vir jou gehad het en vir my gehad het. Die vraag is, wat gaan ons doen? Ek gaan sekerlik my kop in skaamte laat sak. Want ek glo nie ek kan uitkom by die potensiaal wat God in my gedeponeer het nie. Want ek dink, dit wat ek besig is mee om te doen vir God, is 'n druppel in die emmer, wat hy wil hê, of wat hy weet ek kan doen. Maar jy sien, ons sit limitations op onsself. Ons sit limitations op onsself, want ek kan nie die nie, en ek kan nie daai nie, ek kan nie so nie, en ek kan nie dit nie. En Moses sê, ek kan nie. Ek kan nie. Maar die wind kom. En die wind kom. En die wind waai. Hy vuur in sy bene in. En hy staan op. En hy sê, nou kan ek voor die wêreldse konings gaan staan, saam met die koning van die konings. En Moses gaan. En hy doen die werk wat God hom wil hê. Hy kom tot sy volle potensiaal. In God, die Vader. Hoe ver is ek en jy van ons potensiaal af, God ons voor geroep het, waarvoor God ons laat gebore raak het? Ver. Dink jy God het ons siele gered om die warm te sit? Die woord van die Here sê, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die oes is ryp, maar die arbeiders is min. The application is open. Hand in your CV to God. He's busy employing. He's busy employing. Meld aan vir diens. Die Here wil jou gebruik. Die Here wil jou gebruik. Ons kan nie almal sing en gitaar speel soos Toby nie. Ons kan nie almal preek nie. Ons kan nie almal die kombuis werk nie. Maar ek garandeer jou, vir elkeen van ons is daar werk in die liggaam van God. Vir elkeen van ons. En ongelukkig kan ons nie kies nie. Want as ons kon kies, was ek sekerlik een van die grootste musikante wat hierdie wêreld nog gesien het. Maar ek is so onmusikaal, ek kan nie 3 keer dieselfde agter mekaar aan 'n deur klop.
En ek kom uit 'n verskriklike musikale familie uit. Maar ek dink die Here het geweet, as hy my moet musikaal maak, gaan ek 'n probleem wees vir hom. Daarom kan ek nie musiek maak nie. Ek kan nie eens hande klap saam met jou nie. Ek raak uit ritme uit. Jy sal my nie kry dat ek 'n koortjie in die kerk sing nie, want ek maak almal om my deurmekaar. Maar as ek kon kies, maar jy sien, God weet beter. God kies vir jou, en hy kies die beste vir jou. Ek en jy moet net aanmeld. Ek en jy moet net aanmeld. Hoeveel vuur het ek en jy in ons bene? Hoeveel vuur? Jy weet, as ons gaan kyk na die skrifgedeelte in 2 Konings 13, wil dit gou lees. 2 Konings 13 vers 21. Mag God gee dat ek so kan raak. Ek het 'n begeerte in my binneste om so te wees. Hierdie mense is besig om 'n oorledene te begrawe. Hulle is besig om 'n dooie in die graf te lê. En terwyl hulle besig is, sien hulle daar kom 'n bende aan. En hulle raak bevrees. Sê, is nie tyd om hierdie ou te begrawe nie. Hier's 'n ander man se graf, kom ons gooi hom sommer heen. Die woord van die Here sê, hulle het hom ingegooi in die graf in. Hulle het hom nie neergelê nie. Luister, hy sê, terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Elisa het soveel vuur in sy bene gehad, toe hy dood was en sy bene het daar gelê, toe was sy bene nie eens dor gewees nie, want toe die dooie aan die bene raak, toe raak hy lewendig vanweë die vuur wat in Elia se bene was. Ons sit vandag in die kerk, ons is lewendig dood. Ons is lewendig dood. Mag die vuur van God kom, en in ons bene inkom, en in ons binnestes inkom, en ons lewendig maak, en excited maak vir 'n lewendige God wat ons dien vandag. Wens partykeer, ander pastore sal my seker kan uitdra, maar ek wens partykeer jy kan hier van vooraf sit, staan en sien, hoe lyk dit hier oor die kerk? Jy raak sommer depressief. Want mense sit, en partykeer vra ek vir myself, my God, hoekom kom die mense kerk toe? Want hulle is lewendig dood. Imagine jy het soveel vuur in jou. Petrus, die woord van die Here sê, Petrus was so vol van die vuur van God gewees. As hy geloop het, dan het sy skaduwee het op die siekes en die dooies geval, en hulle het gesond en lewendig geword. Party van ons het nie eens meer skaduwees nie.
My boetie en sussie, ek wil hê jy moet jy besef, dat ons is besig met 'n lewendige God. Ons is nie besig met 'n storieboek storie nie. Ek wil hê dat hierdie God, jy moet so hoendervleis, bo op jou hoendervleis kry, oor hierdie God wat ons dien vandag. Hy is lewendig, die graf is leeg, hy het opgestaan. Mohammed lê in sy graf, die wurms het hom gevreet. Maar nog sal die moslems in die publiek in die openbaar hulle goedjies uitgooi en gaan neersak vir 'n dooie God wat hulle aanbid. Ons kan nie in die publiek opstaan vir 'n lewende God nie. Wanneer gaan ons vuur in ons bene kry? Pastoor Brendan het donderdag aand genoem van die verkeerde vuur. Party van ons het die verkeerde vuur in ons. Lisa se gebeentes was so vol van die krag en die vuur van die Heilige Gees. Dat 'n wonderwerk plaasgevind het, lank nadat hy dood was. My broertjie en sussie moet opstaan. Ons moet eensgesind raak. Die woord van die Here sê, toe hulle in die bovertrek was hulle 120. En daar het 'n wind uit die hemel uitgekom. En hy het die plek gevul. En tonge van vuur het op elkeen se kop gaan sit. En die Gees van God het afgekom. En hulle het in vreemde tale of in ander tale begin spreek. En hulle het daar uitgekom en hulle was 120 en daar 3000 het tot bekering gekom. En daai 3000 het gegaan en daar het nog 5000 tot bekering gekom. En daai 5000 het gegaan en hulle het die stad naderhand tot bekering gebring. En dit het so uitgebrei aan die ganse aarde dat ons meer as 2000 jaar later sit die hele aarde en ons is besig om 'n lewende God te dien. Of party van ons, sal ek sê. Wanneer gaan ons wakker word? Wanneer gaan ons wakker word? Die koms van die Here is voor die deur. En hierdie kan heel moontlik die laaste Pinksterfees wees wat ons hou. Miskien is daar nog 10 of miskien is daar nog 20. Maar hierdie kan die laaste een wees. Hoe dor is jou bene nog vanaand? Hoe dor is jou bene nog vanaand? Wil jy nie maar vanaand kom en sê, ek soek 'n aanraking van die Heilige Gees. Ek soek 'n aanraking, ek soek die vuur van die Heilige Gees in my lewe nie. Soek die Heilige Gees vuur in my dor bene nie. Moses was 80 jaar oud. Baie pastore staan elke Sondag voor 'n laagte vol dorbene. Wil jy vra, kan jy toelaat
dat pastoor Eben elke Sondag voor 'n laagte dorbene staan. Of gaan ons begin vuur aan ons bene kry? Gaan ons begin vuur in ons bene kry, begin opstaan en 'n lewende God aanbid, soos wat hy geaanbid moet word? Karabanda sientu kushata bobobondo. Karababanda, kom ons staan. O kushara bobobondo sientu. Halleluja, Jesus. Here Jesus, ek wil bid vanaand. O Here, ek wil bid vanaand, Here, dat U by my wil begin. Here, en as daar nog enige dorbene in my is, Here, Here, dat U die vuur van die Heilige Gees sal stuur, en daai dorbene sal verteer, Here. Here, dat ek nog meer aan die brand vir U sal word, Here. Here, dit wat ons tot nou toe gedoen het, Here, is nie genoeg nie, Here. Here, ek wil bid, Vader, Here, vir hierdie hele gemeente, wil ek vanaand bid, Here. Here, dat elke persoon wat hierso is, Here, sy posisie en sy werk in die liggaam van God sal opneem. Here, ek wil bid as daar enige dorbene nog in hierdie gemeente is, Here. Here, dat dit verteer sal word, Here, deur die Heilige Gees vuur. Dat die krag van die Heilige Gees sal neersak. Soos nog nooit tevore nie. Kurababanda sientu, usharababondo sientu, kurobobondo. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. O Here, ek loof U, ek prys U. O Here Jesus, jy weet, terwyl julle so staan met julle oë toe. Die dag toe ek die Indiane ontmoet het ons vir 3 weke mekaar vertel hoekom ons nie 'n verhouding kan hê nie. En die groot rede wat ek voorgehou het, is die geloof, want sy was 'n Hindoe. En ek was 'n Christen, ek was 'n kind van God. En sy sê vir my, dis nie 'n probleem nie. Want hulle word geleer, as hulle buitekant hulle geloof trou, dan aanvaar hulle die man se geloof. En jy weet wat, sê vir haar, jy kan nie 'n kind van God word om met my te trou nie. Jy moet 'n verhouding hê met Jesus Christus. Jy moet 'n verhouding hê met Jesus Christus. En die dag toe sy tot bekering kom, en sy begin haar verhouding met Jesus Christus, toe het Jesus daai dorbene van haar vol vuur gemaak. Karababanda sientu kusharabobondo. Halleluja. Halleluja, Here. Wil jy vra vanaand, as daar enige dorbene in jou is, en jy wil 'n aanraking hê van Jesus Christus, jy wil hier voorkom staan en sê, Here, raak my aan met 'n nuwe vuur vanaand. Raak my aan, my Vader, met 'n nuwe aanraking. Raak my aan met 'n nuwe salwing vanaand. Laat die vuur van die Heilige Gees in my binneste brand. Wil ek jou nou nooi, kom staan hier voor vandag. Kom vandag. Ons gou saam met jou bid, jou aanraak, laat die Here jou oprig. Sy sê, Here, ek meld aan vanaand vir diens. Die woord van die Here sê, dat die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Here, ek wil vanaand aanmeld vir diens. Ek wil my CV ingee vanaand. Wil ek jou nooi, kom staan hier voor vandag. Vandag.